Stuur Here U lig en U waarheid. Laat dit ons lei, laat dit ons bring na U heilige berg en ook in U heilige goddelike teenwoordigheid. Liewe gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader word aan elkeen geskenk in ons Here Jesus Christus. Dit word ryklik vermenigvuldig deur die kragvolle werkinge van sy Heilige Gees hier in ons midde. Amen. Ons gaan 'n lofsang sing, dit is Liedboek 305, aanbiddelike God, drie-enig. Neem aan die dank wat ons U bring. Dis 'n lied wat ons nog nie gesing het nie, maar sy wysie is bekend. So wanneer ons staan en dit sing, wil ek tog vir U vra om hartlik te sing en in te val soos wat U die woorde sien daar, en ons maak die naam van die Here groot. Kom ons gee geleentheid, en wanneer ons die lied sing, kan die kleintjies ook maar uitgaan. Daar's kinderkerk vanoggend, so dan sal die kinderkerk daarna begin. Ekskuus, ja, ons gaan vers 1 en vers 4. Baie dankie. Vers 1 en vers 4. Hartlik staande saam sing as oorgangssang. Baie dankie, ons is by Genesis hoofstuk 42, ons begin met hoofstuk 42 vanmôre, en ons gaan vers 1 tot 24 lees. Dit is ook 'n redelike lywige stuk, maar dit is 'n vertelling, en baie daarvan herhaling, maar ons gaan dit hanteer onder 3 hoofgedagtes vanoggend, Genesis 42, vanaf vers 1 tot en met 24, ek gaan vra dat ons net eers saam bid. En wanneer ons voor die Here buig, dan besef ons, as hy nie vir ons lei in sy waarheid nie, dan is dit alles te vergeefs. Kom ons bid saam, jy kan net so bly sit, kom ons maak net die harte stil. Ons wonderbare Here, ons buig voor U in aanbidding. Ons wil saam met die woorde van die apostel Paulus in 2 Korintiërs 1 sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting. U is vir ons 'n toevlug. U is vir ons 'n vastigheid. In 'n tyd waar daar soveel dinge onseker is, in 'n tyd waar daar niks is waarop ons kan reken nie, kan ons vanoggend kom staan op U woord. Kan ons vanoggend plasing inneem en ons harte, daarom ons hele wese vestig op die waarheid van U woord. Sal U met ons kom praat, sal U met ons kom deel, sal U ons genadig wees. Hier is ons saam 'n groepie om te luister na dit wat U sê. En Here, U woord is onfeilbaar. Hier is 'n mens wat dit moet uitlê, wat dit moet verklaar. En ons is dikwels feilbaar. Ons word herinner aan die feit dat ons gedurig foute maak. En dan moet ons sê ons is jammer. Maar U woord is onfeilbaar, net soos U. Daarom het ons nodig dat U met ons sal praat, dat U die Bybel vir ons sal oopbreek. Die Heilige Gees ons sal lei in U volle waarheid. Tot die eer van U naam, tot die uitbou van U koninkryk
maar uiteindelik tot die eer en die heerlikheid van U naam. Amen. Genesis 42, die verhaal gaan aan. Ons lees vanaf vers 1. Die ou vertaling klink so: toe Jakob merk dat daar koring in Egipte was, het Jakob aan sy seuns gesê: "Wat kyk julle so na mekaar?" En hy sê: "Kyk, ek het gehoor dat daar koring in Egipte is. Trek daarheen af en koop vir ons daar koring, dat ons kan lewe en nie sterwe nie." Daarop het 10 van Josef se broers afgetrek om koring uit Egipte te koop. Maar Benjamin, die broer van Josef, het Jakob nie saam met sy broers gestuur nie, want hy het gedink, altemit kan 'n ongeluk hom oorkom. So het die seuns van Israel dan gekom om koring te koop onder diegene wat daar aangekom het, want daar was hongersnood in die land Kanaan. En Josef was die maghebber oor die land, hy wat aan al die mense van die land koring verkoop het. Daarom het die broers van Josef gekom en hulle voor hom met die aangesig na die aarde gebuig. Sodra Josef sy broers sien, het hy hulle herken, maar hom vreemd teenoor hulle gehou en hulle hard aangespreek en vir hulle gesê: "Waar kom julle vandaan?" En hulle antwoord: "Uit die land Kanaan om voedsel te koop." En Josef het sy broers herken, maar hulle het hom nie herken nie. Toe dink Josef aan die drome wat hy aangaande hulle gedroom het. En hy sê vir hulle: "Julle is spioene. Julle het gekom om te kyk waar die land oop is." Maar hulle het hom geantwoord: "Nee, my heer, maar u dienaars het gekom om voedsel te koop. Ons is almal seuns van een man, ons is eerlike mense. U dienaars is geen spioene nie." Toe sê hy vir hulle: "Nee, maar julle het gekom om te kyk waar die land oop is." En hulle antwoord: "U dienaars is 12 in getal. Ons is broers, seuns van een man in die land Kanaan. En kyk, die jongste is nou by ons vader, maar die een is daar nie meer nie." Toe sê Josef vir hulle: "Dit is wat ek vir julle gesê het, julle is spioene. Hieraan sal julle getoets word. Sowaar as Farao leef, julle sal hiervandaan nie trek, tensy dat julle jongste broer hierheen kom nie. Stuur een van julle, dat hy julle broer gaan haal, maar julle moet in die gevangenis bly. So sal dan julle woorde getoets word, of die waarheid by julle is of nie. Sowaar as Farao leef, julle is spioene." Daarop het hy hulle saam 3 dae lank in bewaring laat hou. En op die 3de dag sê Josef vir hulle: "Doen dit, dan sal julle lewe. Ek vrees God. As julle eerlike mense is, laat een van julle broers gevange bly in die huis waar julle in bewaring is. Maar gaan julle, bring die koring vir die honger van julle huisgesinne weg. En bring julle jongste broer na my toe. Dan sal julle woorde waargemaak word, en julle sal nie sterwe nie." En hulle het so gedoen. Toe sê hulle vir mekaar: "Voorwaar, ons boet nou vanweë ons broer, omdat ons die benoudheid van sy siel gesien het, toe hy ons gesmeek het en ons nie geluister het nie. Daarom kom hierdie benoudheid oor ons." Daarop antwoord Reuben hulle: "Het ek nie vir julle gesê nie, besondig julle nie aan die seun nie, maar julle het nie geluister nie. Kyk, so word dan ook sy bloed geëis." En hulle het nie geweet dat Josef dit verstaan nie, want daar was 'n tolk tussen hulle. Toe draai hy hom van hulle af weg en ween. Daarna het hy na hulle teruggegaan en met hulle gespreek, en hy het Simeon onder hulle uitgeneem en hom voor hulle oë gebind. Dis tot daar wat ons saam lees in die onfeilbare woord van die Here. Die tema vanoggend: rekenskap vir sonde. Ek hou daarvan om die tema uit die teks uit te haal, as dit moontlik is en as dit darm reg op die oor val. Dis vers 22, die woorde van Reuben: "Kyk, so word dan ook sy bloed geëis." Daar word rekenskap geëis vir die bloed van Josef. Rekenskap vir sonde. Toe ek op hoërskool was, ek was in 'n tegniese skool, het ek 'n baie goeie Engelse onderwyser gehad in standaard 9 en standaard 10. Dit was nou deesdae is dit graad 10, graad 11 en 12. Ek raak die mekaar met die goed, as ek is in die ou tyd gebore. Graad 11 en 12. Goeie Engelse onderwyser, baie bekwaam. En alhoewel Engelse letterkunde nou nie baie hoog op die hiërargie
van dinge is wat belangrik is in 'n tegniese skool nie. Hy het my, ek kan nie sê lief gemaak nie, maar hy het my 'n waardering gegee vir die Engelse letterkunde. En ek dank die Here daarvoor. Ons het ook, moes ons, op 'n stadium te doen kry met William Shakespeare. Dis mos maar die voorgeskrewe boeke. En ek herinner my aan 'n baie bekende uitdrukking wat William Shakespeare neergeskryf het. En dit kom uit Hamlet, waar William Shakespeare gesê het, "Conscience doth make cowards of us all." Jou gewete maak iets anders van jou. En vanoggend gaan ons iets daarvan sien. Ek wil nou nie uitbrei op Hamlet en wat daar gebeur het nie, dit is onnodig tyd, maar Josef, die verhaal skuif so bietjie. In hierdie paar hoofstukke wat nou voorlê, skuif die verhaal se klem so bietjie weg van Josef. En ons gaan kyk hoe die Here werk met sy broers. En in hierdie gedeelte gaan Josef sy broers pols. Hy werk met hulle gewetens. Hy werk met hulle op so 'n manier dat hulle moet word dit wat God hulle wil hê. En dit herinner ons. Die hoofkarakter van hierdie verhaal is nie Josef nie. Die hoofkarakter van die verhaal is God. En die groter prentjie is God is besig om 'n heilige nasie te maak van die seuns van Abraham, Isak en nou Jakob. God is besig om 'n heilige nasie te maak van Josef se gesin. In vers 5, die eerste keer wat ons gelees het, ek weet nie of jy opgemerk het nie, die eerste keer in die Bybel wat jy lees van die seuns van Israel. Die seuns van Israel, dis hierdie 12. En dis 'n besondere eer wat hulle te beurt geval het. God het met hulle 'n verbond gesluit. En vir die oorspronklike lesers van hierdie boek, waar Moses dit skryf, die ouens vir wie hy dit skryf is eerstens die Israeliete. En hulle is op pad uit Israel uit verlos, nou is hulle op pad na Kanaan, en hulle luister na die geskiedenis wat Moses vir hulle neerpen. Hulle hoor die name van die 12 aardsvaders, en hulle sê, of hierdie stamvaders, en hulle sê, dis ons familie, dis ons voorvaders, dis die ouens waarna ons stamme vernoem is, die stamme van Israel. Dis hulle geskiedenis, hulle familie. Maar dis nie net vir hulle nie, want ons lees later in Openbaring, lees ons van die Nuwe Jerusalem, en op die mure van hierdie Nuwe Jerusalem is die 12 name, wat ons hiervan lees. Nou kan ek jy net herinner vinnig met wie ons hier te doen. Dis 12 heilige manne, dis 12, of is hulle? Onthou julle wat het Simeon en Levi gedoen met Sichem? Onthou julle wat het Ruben gedoen teen Jakob, toe hy by sy pa se byvrou geslaap het? Onthou julle wat het Juda gedoen met Tamar, sy skoondogter? En jy dink, hoe kry jy die twee punte bymekaar? En die vraag wat by jou opkom, hoe kan God, hoe gaan God dit regkry om so klomp sondaars te neem en hulle 'n heilige nasie te maak? Want hy sê, Israel is 'n heilige nasie, dis my nasie. Hierdie 12 stamme is heilige manne. Hoe gaan God dit regkry om 'n nasie te bou, om 'n heilige nasie te maak en sy heerlikheid, sy evangelie aan die wêreld te gee deur hierdie 12 ouens, hierdie korrupte ouens, hierdie sondaars? Jakob, die pa van hierdie 12. Hy's na 20 jaar nog steeds, waar ons hom laas gesien het, besig om een van sy seuns voor te trek. Dit het nie goed uitgewerk met Josef nie, maar nou is hy nog steeds besig met Benjamin, want Josef en Benjamin is die enigste twee wat hy by Rachel mos gehad, sy geliefde vrou wat nou dood is, en nou sê hy, Josef is weg, Josef is dood, het hy geglo, maar nou vir Benjamin, hy sê hy sal hom eers saam met hulle stuur nie, want net nou kom hy iets oor. Hy's nog steeds waar ons hom laaste gekry het. So Genesis 42 wil ek maar net weer onderstreep, begin met 'n gebroke gesin. Dit begin met 'n gebroke familie. En Jakob reageer in hierdie konteks van die hongersnood wat hulle beleef, en hy sê, hy spot eintlik met sy seuns. Wat kyk julle so na mekaar? Vers 1. Toe Jakob merk dat daar koring in Egipte was, het Jakob aan sy seuns gesê, wat kyk julle so na mekaar? Spotter. Daar's iets wat nie lekker is in hierdie familie nie. Daar's iets nie reg nie. En die kyke wat hulle vir mekaar gee, is eintlik 'n getuienis, 'n stille, dog sterk getuienis van die feit dat daar onbeleede sonde is met betrekking tot Josef.
die kyke wat hulle mekaar gee, nou moet hulle Egipte toe gaan, en hulle weet. Hoekom? Wat is vir hulle nou so? Hoekom is hulle huiwerig? Wat is nou so vreemd daaraan? Die rede is Josef. Ons praat van die olifant in die vertrek. Ek gaan net nou dink ek, hulle het nou nie daaroor gepraat nie. Maar ek reken, die idee was, hulle het almal onthou, maar hulle wou nie daaroor praat nie. Josef is die rede, hulle is ongemaklik met die idee, nou moet ons Egipte toe gaan. Hoeveel gesinne beleef nie dalk dieselfde nie? Kan nie vorentoe gaan nie. Kan nie geestelik groei nie. En dit as gevolg van onbelede sonde. Miskien ontrouheid. Dalk mishandeling, in watter aard ook al. Dalk selfs net so lig as woorde wat seer gemaak het. Maar dit word nie hanteer nie, dit word nie oor gepraat nie, en dis waar hulle staan. Hier is die verbondsfamilie. En ek gaan vir u vanoggend wys uit die skrif hoe God hulle gaan maak, dit wat hy hulle wil hê. Hoe God met hulle gaan werk. Hy het hulle gekies, hy gaan hulle gebruik, dis sy plan, en hy gaan hulle verander, sodat die evangelie aan die wêreld gegee kan word, deur hulle. Dit bring ons by vanoggend 3 hoofgedagtes, 3, jy kan dit noem, stappe, waarop Josef nou God se instrument is, om in hierdie broer se lewe te werk, om met hulle gewete te werk, maar om hulle te kry en hulle te maak, dit wat God hulle wil hê. Met ander woorde, hulle moet tot bekering kom. Die eerste hoofgedagte is, God beskik leiding. God beskik leiding om hulle tot bekering te roep. Nou die situasie is eenvoudig. Die hele wêreld het hongersnood. Daar is net koring in Egipte. Vers 2 het ons gelees. En hy, dis nou Jakob, sê, kyk, ek het gehoor dat daar koring in Egipte is. Trek daarheen af en koop vir ons daar koring, dat ons kan lewe en nie sterwe nie. Daar gaan 'n reunie plaasvind. As jy nog nie die verhaal gehoor het of ken nie, daar moet 'n reunie plaasvind tussen die broers en Jakob ook en Josef. En hierdie reunie gaan gebeur. Al besef hulle dit nie. Dit gaan nou plaasvind. Nou weet jy, wanneer God se mense motivering nodig het om daai olifant in die kamer aan te spreek. En ons moet eerlik wees, ons het nie motivering om dit te doen nie. Ons wil nie. Daar's baie keer kwessies wat ons nie wil bespreek nie. Daar's baie keer kwessies wat ons maar besluit om net niks te sê nie. En dan bly dit net onafgehandelde sake. Maar wanneer ons so motivering nodig het, dan is die Here getrou en hy gebruik dikwels, meer as wat ons besef, gebruik hy lyding, swaar kry. Dit kan wees materiële of fisiese swaar kry om ons tot bekering te roep. James Montgomery Boyce skryf oor hierdie gedagte en hy sê, God brought the pinch of material want into their lives, so that they could no longer remain outwardly content in Canaan. They were forced out of their peaceful backyard pond into new waters. So James Montgomery Boyce, die gedagte wat hy het is, God help hulle vorentoe. Hy help hulle eintlik uit hierdie gemaksone om te sê, daar gaan 'n reunie wees. Die Nuwe Testament leer dieselfde gedagte. Hebreërs 12 praat van God wat 'n liefdevolle Vader is en hy voed sy kinders op. Die woord wat hy gebruik is tug, maar is opvoeding. Dis wat die woord tug beteken. God voed sy kinders op soos 'n liefdevolle Vader. Hy dissiplineer sy kinders en hy doen dit om sy kinders tot bekering te lei. Hy doen dit om mense tot bekering te lei. Vir sommige mag dit wees, jou loopbaan kom tot 'n einde. Dis radikaal, dis nogal erg. Vir sommige is dit verlies van inkomste, finansiële verlies. Partykeer 'n verwoesting van iets wat jy dalk belangrik geag het. Partykeer is dit 'n pynlike siekte, ander kere kan dit 'n ernstige ongeluk neem. Die Here, alles is sy knegte, sê die Bybel. Hy gebruik verskillende maniere, maar ons sê hy gebruik swaar kry om ons te roep tot bekering. Psalm 119 vers 67, die gedagte reg deur die Bybel.
Voordat ek verdruk was, het ek gedwaal, maar nou onderhou ek u woord. Die feit is, vriende, as ons nie hierdie swaarkry beleef nie, dan los ons die hand van die Here. Dan raak ons baie maklik afgekoel in ons liefde en toewyding aan die Here. Nou vir Jakob en sy seuns het God se dissipline die vorm van hongersnood ingeneem of aangeneem. Dit was nou swaar kry. Hulle het nie kos gehad nie. Hongersnood 7 jaar lank. Dis die hongersnood wat Josef voorspel het toe hy in Egipte land was, die droom van Farao. En dan sê vers 3, daarop het 10 van Josef se broers afgetrek om koring uit Egipte te koop. Nou, ons word nie al die detail gegee nie. Nou, die reis, dis nogal 'n redelike reis. Hulle kom in Egipte aan. Ek is geneig om weer eens hier, as jy tussen die lyne, gaan kyk na die wit gedeeltes tussen die versies, dan is daar baie keer goed wat nie geskryf is nie, want die Bybel gee nie al die detail wat gegee kan word nie, maar alles wat ons nodig het is daar. En tog, ek wil nie dink dat Josef fisies elke dag, heeldag betrokke was by die uitdeel van koring nie. So as jy met 'n menslike bril, met 'n sekulêre bril na hierdie gedeelte kyk, dan dink jy, dis toevallig dat dit nou gebeur net toe die broers daar aankom dat Josef daar is. Want weer eens, ek glo nie hy was die hele tyd daar nie. Hy was die opsigter oor die hele Egipte land. En hier word die koring uitgedeel, hier word die koring verkoop op een van die plekke. Ons weet nie of daar verskillende plekke was nie. Ek dink daar sou moes wees as gevolg van die aantal. Maar hier kom die broers en hier is Josef, vers 5 en 6. So die seuns van Israel dan gekom om koring te koop onder diegene wat daar aangekom het. So daar was baie mense uit al die streke van die wêreld, want Egipte het koring gehad en die woord het vinnig versprei. Want daar was hongersnood in die land Kanaan. En Josef was die maghebber oor die land, hy wat aan al die mense van die land koring verkoop het. Daarom het die broers van Josef gekom en hulle voor hom met die aangesig na die aarde gebuig. Hier is die reunie, die eerste keer. Maar hulle herken hom nie. Dis 22 jaar later, 20 tot 22, ek skat so 22 jaar later. Hy was 'n 17-jarige toe hulle hom verkoop het. Nou is hy amper 40. So goed, hy het verander. Hulle kon hom dalk moontlik nog eien, maar onthou, hy was geskeer soos 'n Egiptenaar. Hy was aangetrek soos 'n Egiptenaar. Hy het gepraat soos 'n Egiptenaar. In alle waarskynlikheid, hierdie ou was 'n Egiptiese man. En hulle het hom nie herken nie. Hy het hulle herken, maar hulle het hom nie herken nie. Vers 7, sodra Josef sy broers sien, het hy hulle herken, maar hom vreemd teenoor hulle gehou en hulle hard aangespreek en vir hulle gesê, waar kom julle vandaan? En hulle antwoord, uit die land Kanaan om voedsel te koop. So Josef herken hulle het nie verander nie. Hy het verander. Hulle het nie verander nie. In plaas daarvan om hulle liefdevol te groet, besef hy, hier is 'n plan. God het 'n plan. God is besig. Nou sommige ouens se opinie is, as jy gaan kyk na wat die kommentaare sê oor die gedeelte, sommige ouens reken, Josef het hulle presies aangedoen wat hulle hom aangedoen het. As jy dink aan, hulle het hom ons beskuldig, jy's pa se spioen, want hy het op hulle soort van gespioneer toe hulle die skape of die bokke moes oppas in die veld. Nou kom hy en hy sê, julle is spioene. Hulle het hom in 'n put gegooi, en ons is nou nog nie daar nie, maar hulle gaan in 'n put eindig, want hy gaan hulle in die tronk gooi. So party ouens sê, hy was bietjie wraakgierig, en hy wil hulle terugkry. En tog, soos wat jy die verhaal lees, en jy sien Josef se optrede, dan besef jy, dis hoegenaamd nie die geval nie. Hy sien God se doel in hulle lewe. Hy weet, God het 'n plan in hulle lewe. Die Skotse teoloog Robert Candlish, hy verwys na vers 9, as hy sê, toe dink Josef aan die drome wat hy aangaande hulle gedroom het. Dit was wat hom laat besef het, wag so bietjie. God het geweet wat hier gaan gebeur. En daarom het hy besef, hier's iets meer, hier's iets dieper. Wat is God se plan? En hy wil die instrument in die hand van God wees. Robert Candlish sê, at once, Joseph perceives that this affair with his brothers is of the Lord. It is the Lord who has brought them there. He is to be the Lord's servant. Dit is hoekom Robert Candlish, en ek is geneig om met hom saam te stem. Hy reken, Josef het dadelik besef, die hand van God, onthou jy, ons praat van die onsigbare hand van voorsienigheid.
Die onsigbare hand van God. Jy weet nie altyd waarmee die Here besig is. Jy weet nie altyd, maar hy's altyd besig. Hy's altyd daar. En toe Josef dit besef, toe sê hy, soos wat ons moet sê, ek wil die instrument wees. Ek wil God se instrument wees. So Josef word God se stem in Egipte. Vreemd. Hier kom die 10 broers, Josef praat namens God. En hy gaan hom ontferm oor sy broers, maar nou is hy besig met 'n plan. Hoe gaan hy dit doen? Hy moet 2 goed doen. In die eerste plek moet hy uitvind of hulle harte verander het. Wat gaan aan in hulle hart? En hoe weet jy wat gaan aan in iemand se hart? Jy moet hoor wat hy sê. Jy moet kyk hoe hy optree. Dan weet jy wat gaan in sy hart aan. Tweedens, hy moet nie net uitvind wat hulle harte aangaan, maar tweedens moet hy ook hulle gewete aanspreek. As jy wil hê iemand moet gered word, as jy wil hê iemand moet tot bekering kom, dan moet jy sy gewete aanspreek. En nou kom ons terug by die woorde van William Shakespeare. Die gewete van die mens is 'n kosbare ding. En ons het nie die vermoë regtig om iemand anders se gewete te teiken nie. Maar die woord van God doen dit. Die woord van God is 'n skerp, tweesnydende swaard en dit dring deur tot die skeiding van siel en gees, gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorleggings en die gedagtes van die hart. Dis jou gewete. Hy is die beoordelaar daarvan. Dit is Spreuke 4 vers 12. Bring ons by die tweede gedagte. God werk in hulle gewete om hulle te oortuig van sonde. So Josef gaan hulle gewetens puls. Hy begin deur hulle te beskuldig en hy sê hulle is spioene, vers 9 die B gedeelte. En hy sê vir hulle, julle is spioene. En julle het gekom om te kyk waar die land oop is. In die Hebreëus is dit letterlik, julle het gekyk om te kyk waar, julle het gekom om te kyk waar die land kaal is. Dis 'n naaktheid aan in die woord. Maar nou, dit is, hy doen dit 4 keer. Julle het gekom om te kyk waar kan julle die land inval. 4 keer. Nou die noordoostelike grens van Egipte is die plek waar die vyande ingekom het. So dit was niks vreemd toe hy hulle daarvan beskuldig nie. Dit was waar die verkenningsgroepe ingekom het. Dit was waar die spioene ingekom het. En hulle is verbaas. Hoe kan hy nou dink ons is spioene? Maar as jy mooi daaroor dink, hier kom 10 manne. Dis 'n goeie bende. Hulle kan heel moontlik soldate wees van een of ander aard, maar hulle is natuurlik nou nie geklee in een of ander uniform nie, maar dis niks vreemd nie, en tog is hulle verbaas. Dis nie wat hulle voorgestel het toe hulle pa hulle na Egipte toe gestuur het nie, nou loop hulle vas en hulle word verdenk. Hulle word nou aangekla daarvan, julle het kom kyk waar julle die land kan binneval. So hulle verdedig hulle self, vers 10 en 11. Maar hulle het hom geantwoord, nee my Heer, maar die dienaars het gekom om voedsel te koop. Ons is almal seuns van een man, ons is eerlike mense, die dienaars is geen spioene nie. Nou hier is ironie, die ergste graad van ironie. In die eerste plek, het jy opgelet na die woorde, ons is almal seuns van een man. Min het hulle geweet, hulle praat ook vir Josef. Dis ironies, né? Nee, ons is almal seuns van een man. Tweedens, die ironie bereik die hoogtepunt as hulle vir hom sê, ons is eerlike mense. Hulle weet nie met wie hulle praat nie, maar ons is eerlike mense. Ek wil weer sê, en ek gaan later bewys, hoekom ek dink, hulle het nooit hieroor gepraat nie. Maar kan jy dink hoe hol dit moes klink in hulle ore? Hulle is nou in 'n situasie waar hulle self moet verdedig, en nou sê hulle, ons is eerlike mense. En hulle dink, ons is in Egipte land. Dis waar ons broer heen verkoop het. Wat Josef doen is, hy's besig om hulle gewete te puls. Die Engelse het 'n mooi woord, hy sê nudge, om hulle te druk. Jy weet, hy wil hê hulle moet dink hieroor. Hy wil hê hulle moet hieroor pyns. Vers 12 en 13. Toe sê hy vir hulle, nee, maar julle het hom gekom om te kyk waar die land oop is. En hulle antwoord, die dienaars is 12 in getal. Ons is broers, seuns van een man in die land Kanaan. En kyk, die jongste is nou by ons vader, maar die een is daar nie meer nie. Hier word iets gesê. Die een is daar nie meer nie. Nou ek dink in die eerste plek, dink net saam met my, hoe moes Josef voel toe hy hoor van sy jong boetie, Benjamin. Benjamin was so 5, miskien 7 jaar oud, toe Josef Egipte land toe is. Hy hoor van sy kleinboet Benjamin.
Wat Josef doen met die aanhoudende beskuldigings is, hy maak 'n appel op hulle gewete. Verder sê hulle, die een is daar nie meer nie. Maar nou voeg Josef nog iets by. Hy wil hulle nie net laat dink, en hulle moet iets sê, hulle moet antwoord nie. Hoor wat doen hy? Vers 17. Daarop het hy hulle saam 3 dae lank in bewaring laat hou. 3 dae lank sluit hy hulle toe. Gooi hy hulle in 'n tronk, 'n Egiptiese tronk. En dit gee jou tyd om te dink. Dit gee jou tyd om met mekaar te praat, want hulle was saam. Is dit nie hoe dit werk nie, vriende? Weet jy wat gebeur wanneer ons swaar kry? Jy weet wat gebeur wanneer jy swaar kry. As jy siek is, en jy het pyn, buiten dat jy bid, Here help, weet jy wat doen ons? Ons dink oor ons sonde. Is dit nie? Dis hoe ons werk, dis hoe ons aan mekaar gesit is. Wanneer ons so swaar kry, dan dink ons, wat het ek gedoen om dit te verdien? En die feit is, as jy tyd neem om te dink oor jou eie lewe, dan sal jy iets kry waaroor jou gewete jou gaan aankla. Jy sal iets kry. Hoekom? Want ons is skuldig. Ons is sondaars. Dikwels in tye van besinning en frustrasie en lyding, dan dink ons, wat het ek gedoen? Is daar dalk iets wat ek gedoen het? En dan besef jy, ek weet nie of jy dit al besef het nie, ek het dit al baie besef. Die waarheid is, ek weet nie of God my straf nie. Ek weet nie of die Here hier 'n plan het of wat hy doen nie, maar as hy my straf oor iets wat ek verkeerd gedoen het, dan sal hy beslis nie verkeerd wees nie. Want daar's baie wat ek verkeerd doen. Weet jy dit? Besef jy dit? Wel, na 3 dae kom Josef met 'n ander plan. Hy het nou gesê aanvanklik, een van julle gaan terug en haal die jong boetie, anders gaan ek weet julle lieg vir my, want julle is spioene. Maar nou verander hy van plan, vers 29. As julle eerlike mense is, laat een van julle broers gevange bly in die huis waar julle in bewaring is, maar gaan julle, so 9 van julle gaan nou terug, bring die koring vir die honger van julle huisgesinne weg, en bring julle jongste broer na my toe, dan sal julle woorde waargemaak word, en julle sal nie sterwe nie, en hulle het so gedoen. So wat gaan aan in hulle gedagtes? Wat gaan nou aan in hierdie broers? Hoe gaan ons weet wat gaan aan in hulle gedagtes? Al hoe jy gaan weet wat aangaan in hulle gedagtes, is as jy hoor wat hulle sê, wat het hulle gedink in hierdie 3 dae, wat het hulle met mekaar bespreek. En ons hoor dit in vers 21, toe sê hulle vir mekaar, voorwaar, ons boet nou vanweë ons broer, omdat ons die benoudheid van sy siel gesien het, toe hy ons gesmeek het en ons nie geluister het nie. Daarom kom hierdie benoudheid oor ons. Sien jy wat gebeur met jou gewete? Hulle praat met mekaar, nou ewe skielik word dit geverbaliseer. Dis nie nou maar net gedagtes nie. Nou word dit geverbaliseer en hulle sê vir mekaar, ons boet nou oor dit wat ons met Josef gedoen het. Want hulle onthou al te goed hoe hulle gaan sit het om te eet, en Josef het daar in die put, onthou hoe hy geroep het, help my, kom haal my, en hulle het gelag en hulle het verder geëet, hulle het hulle nie gesteer. Sy benoudheid het hulle nie gehoor nie. Ruben is die een wat hulle daaraan herinner. En hy sê vir hulle, julle onthou, ek wou nie saam met hierdie plan gegaan het, die vers 22, daarop antwoord Ruben hulle, het ek nie vir julle gesê nie, besondig julle nie aan die see nie, maar julle het nie geluister nie. So jy kom agter, met Ruben se woorde en die broers se woorde, hulle besef, hulle gewete is nou seer gemaak. Dis nie lekker nie, hulle voel skuldig. Hierdie dinge haal ons nou in. Dit haal ons nou in. Nou, daar's 'n uitdrukking in die Engels. Ek weet nie wat is die ekwivalent in Afrikaans nie, maar hulle sê daar's 2 dinge baie seker in hierdie lewe. Death and taxes. Ken julle die uitdrukking? Death and taxes. Ek wil 'n derde ding byvoeg. Die derde ding wat seker is, wat gewis sal gebeur is, jou gewete gaan jou aankla. Jou gewete sal jou oortuig. Indien nie nou nie, eendag in die oordeel. God het ons genadiglik so gemaak,
om ons 'n gewete te gee, iets wat getuig teen jou ongeregtigheid, iets wat jou pla as dinge nie reg is nie. Jy weet selfs mense wat nie 'n Bybel het nie, selfs mense wat nog nooit God se wet gehoor het nie. Die Bybel sê hulle het 'n gewete. En hulle weet net inherent weet hulle dis verkeerd om 'n ander ou se goed te vat. Dis verkeerd om 'n ander ou seer te maak. Jy weet dit net. Dis jou gewete. Ruben verstaan hierdie konsep. Daarom sê hy, luister mooi na die laaste woorde van vers 22. Kyk, so word dan ook sy bloed geëis. Dis waar ons tema vandaan kom. God eis nou rekenskap van dit wat ons aan Josef gedoen het. Daar is rekenskap wat geëis word. God eis dat ons moet skuldig staan, dat ons moet weet ons het verkeerd gedoen. Nou ons lewe in 'n tyd waar skuldgevoelens 'n vloekwoord geword het. Dit word gesien as baie ongesond. Jy moet nooit daarvan praat nie, jy moet nooit daaraan dink nie. Inteendeel, as jy na die sielkundiges toe gaan, dis die ergste vyand vir enige ou, en maak nie saak in watter kolom jy jouself gooi in die sielkunde nie. Dis die verkeerdste ding wat iemand ooit kan hê, is 'n skuldgevoel. Want dis 'n groot vyand vir enige iemand wat gelukkig wil wees. Skuldgevoel is sleg, skuldgevoel is skadelik, en hulle het allerlei tegnieke en allerlei metodes en allerlei medikasie om jou te bevry van jou skuldgevoelens. Myns insiens is dit skuldgevoelens wat die mensdom het waar hulle is vandag. Mense probeer weghardloop. Die Bybel sê, die goddelose vlug sonder dat iemand hom omjaag. Hy is soos 'n onstuimige see wat nooit tot stilstand kan kom nie. Hy het nie vrede nie. Hoekom nie? Want sy gewete pla hom. Sy gewete word aangekla. Sy gewete is die hele tyd aan die gang. En die waarheid is, ongeag wat sielkunde sê, ongeag of hulle dit sien as die vyand, die feit is, vriende, ons is skuldig. Elke mens is skuldig. Jy hoef nie daaroor te debatteer nie. Sommige ouens se gewete is baie sensitief, dan is jy geseënd. Sommige ouens se gewete, soos hulle sê, het nou 'n sport geword. Dit beteken hy het stomp geword. Hy's gebrand. Hy's glad nie meer sensitief nie. Hulle kan doen net wat hulle wil, pla hulle nie meer nie. Dit gaan my verstand te bowe. In werklikheid is die ontwaking van ons gewete en dan die aanvaarding van die feit dat my gewete pla my, en dis iets wat nie reg is nie. Dis een van die voordeligste, een van die geseënste ervarings wat jy ooit kan hê. Ek gee nie om wat die sielkunde sê nie. As jy oortuig word van iets wat verkeerd is in jou lewe, is dit genade van God. En jy sal sien hoekom. Een van die kommentare, R. Kent Hughes, hy het geskryf, True guilt is a grace. Because it brings the guilty to seek forgiveness and repent. True guilt is a grace. Dis 'n genadige geskenk van God. So Josef se broers voel nou hierdie oortuiging van hulle sonde. Hulle sê dit. Hulle besef, hier's dit nou. Daar word rekenskap geëis. Nou volgens die Nuwe Testament is 'n skuldgevoel in God se teenwoordigheid en die bewustheid van 'n komende oordeel 'n geskenk van die Heilige Gees. Jesus praat met sy disippels en hy sê vir hulle daar met die lering oor die Heilige Gees, Johannes 14, 15 en 16. Hy sê in Johannes 16 vers 8, as hy kom, dis nou die Heilige Gees, as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Dis 'n goeie ding as die Heilige Gees jou oortuig. Dis 'n goeie ding as jy skuldig voel en jy besef hier's probleme in God se teenwoordigheid, ek staan skuldig. Dis 'n goed gunstige genade gawe. En dan vra iemand, maar wat daarvan as jy nie oortuig word nie? Wat daarvan as ek nie oortuig wil word nie? As ek die een is wat sê, man, my sonde pla my nie. My gewete is 'n sport en ek voel glad nie skuldig nie. Wat dan? En my antwoord is, jy sal oortuig word. Nou of by die laaste oordeel, maar elkeen sal oortuig word. Dis egter nou beter om oortuiging te kry en dan weet jy, vlug na die Here toe. Bekeer jou, draai na hom toe, want dis die enigste oplossing. Ons gaan nou ietsie daaroor sê. Maar as jy eendag voor God staan en hier staan jy voor 'n God wat alles weet. Hy ken selfs die gedagtes van my hart en jy is so bewus, hierso is jou gewete nou super sensitief. So sensitief as wat hy kan wees voor 'n heilige God.
dan is dit te laat. Nou is dit moontlik dat hulle vir 20 jaar glad nie hieroor gepraat het nie. Ek dink ja. Hoekom sê ek so? Ruben is die ou wat dit net nie meer kon inhou nie. Onthou jy, hy was die ou wat gesê het, hoor jy moet hom net nie doodmaak nie. Dit lyk vir my Ruben is in 'n sekere sin is hy die sagte een van die lot. Maar nou is hy soos 'n bottel wat gas in het wat jy geskit het. Hy kan nie, die prop kan nie meer opbly nie, en daarom praat hy, en hy sê, ek sê vir julle onthou ek het daai tyd vir julle gesê, en hy blablabla, nou babbel hy, oor al die, ek het vir julle gesê daai tyd, die kom moeilikheid, hier is dit nou word daar rekenskap geëis, en dit lyk baie duidelik, asof, hulle het nooit daaroor gepraat, gekies om nie daaroor te praat nie, praat net nie daaroor, dan hoop jy dit gaan weg. Nou die realiteit is, vriende, die meeste mense weet nie hoe om te praat, en hoe om te handel met hulle skuldgevoel. Weet jy wat doen mense met hulle skuldgevoel? Kan ek vir u sê? Hulle doen net soos die broers van Josef. Wat was hulle woorde vir Josef? Wel, ons is eintlik goeie mense. Ons is eerlike mense. Sodra jy met iemand praat oor sy heil, sodra jy met iemand praat oor sy siel, sodra jy met iemand nie konfronteer of beklei nie, nooit, maar jy wil hom liefdevol, jy wil tog net by hom hoor, hoe lyk jou saak met die Here? Sê vir my, ken jy die Here Jesus? Is jy ook, jy vra hom dalk op verskillende maniere, maak nie saak hoe jy vra nie, hoe lyk jou geestelike lewe? Eerste ding, nee wat, jy weet ek is 'n goeie mens, goeie Christelike huis groot geword, ek is nie so slegte ou nie, en dis hoe jy die stem binne in jou probeer stil maak, van jou gewete. Ek is nie so sleg, ek kan aan 20 ouens dadelik dink, wat baie slegter as ek is. Nou die vraag is, hoe hanteer 'n mens jou skuldgevoel? Wat maak 'n mens met 'n skuldgevoel? As jy in die kerk sit, en hierdie irriterende dominee wat so liefdeloos en, jy weet, veroordelend is, hou aan, hy's heeltyd, hoe sê die jong mense, hy's op my keus. Hoe hanteer jy skuldgevoelens? Wat doen jy? Jy bekeer jou. Jy draai na die Here toe. Bekering is 'n manier om jou tot God te wend. Nie net vir redding nie, nie net om voor God salig te word en heil te kry, ewige lewe te kry nie. Dis die geseënste, maar vir kinders van God is bekering ook die enigste manier waarop jy verhoudings kan herstel. Die enigste manier waarop jy kan regmaak. Ons almal het al dinge gedoen en gesê wat verhoudings skaad. Dis hoe jy regmaak. Jy kom tot bekering. As jy 'n kind van God is, het jy 'n verpligting om reg te maak. Jy moet vergifnis vra of jy moet vergifnis gee. En om vergifnis te gee is nie onredelik nie. Luister, ek besef, daar's mense wat verskriklike goed al aan gedoen is, en hulle is deur wrede goed deur in hierdie lewe. Maar vir God om te sê, jy moet vergewe, is nie 'n onredelike saak nie. Hoekom sê ek so? Want niks wat enige iemand ooit aan jou gedoen het, of kan doen, is so erg, soos dit wat jy aan Jesus gedoen het nie. Daarom kan ons vergewe. Vergifnis is 'n daad van aanbidding. Vergifnis vir die kind van God is 'n dankbaarheidslewe. Dit is om te sê, Here, omdat ek dankbaar is vir wat U my vergewe het. Ek is dankbaar vir U groote genade. Daarom vergewe ek baie vinnig. Ek spot baie keer en sê ek is nie 'n ou wat met 'n wrok kan loop nie, want ek vergewe baie maklik. Om die waarheid te sê, ek kan 'n paar gevalle onthou waar mense na my toe kom en sê hulle moet net kom om vergifnis vra, en sê ek weet ek kan nie eens meer onthou wat jy gesê het nie. Ek is nie 'n ou wat met 'n ding kan loop nie. My geheue is gelukkig baie kort en ek vergewe baie maklik. Dis in dankbaarheid. Here, U het my vergewe, daarom vergewe ek maklik. Een ding is egter nodig. Nou ons het gekyk, hy was besig met sy broers, eers die lyding wat hulle ervaar het, en toe die gewetens wat hulle gepuls is, hy het hulle gewetens letterlik gehamer, maar nou, die derde hoofgedagte, die einddoel is God se genade. Die einddoel is om God se genade te ervaar. God sal ons uiterlik tuister, hy sal ons tug, om ons tot bekering te lei, dat ons sy genade moet ervaar. En dan gebruik hy die Bybel om ons te oortuig van ons sonde. Hy gebruik die skrif om vir ons te lei na Jesus. Jesus is die enigste een. En hoe nodig het ons nie sy genade nie?
Nou ek het vroeër vir u gesê, ek glo nie Josef was wraakgierig nie. Hoor wat sê hy vir hulle, vers 18. Op die 3de dag sê Josef vir hulle, doen dit, dan sal julle lewe, ek vrees God. Vreemd dat hierdie Egiptenaar, hulle weet nog nie wie dit is nie. Hoekom sal hy nou vir hulle sê, ek vrees God? Hy wil hulle liefderyk behandel. In plaas van om 9 ouens hier te hou, 1 ou terug te stuur, verander hy sy plan en hy sê, vers 19, as julle eerlike mense is, laat een van julle broers gevange bly in die huis waar julle bewaring is, maar gaan julle en bring die koring vir die honger van julle huisgesinne weg. Hy gee vir hulle genade, hy gee vir hulle liefde, hy bewys barmhartigheid, dis die mooi ou woord in die Bybel, hy bewys barmhartigheid aan hulle. Vers 24, daarna het hy na hulle teruggegaan en met hulle gespreek, en hy het Simeon onder hulle uitgeneem en hom voor hulle oë gebind. Waarom Simeon? Ruben het nie saam met hulle plan gegaan nie, Simeon tweede oudste. Ek dink dis die rede hoekom hy Simeon toe nog gekies het, en hy sluit vir Simeon weer op, en die ander 9 moet teruggaan. Josef bewys goedheid en guns aan sy broers. Besef jy dat God is 'n God wat goedertierend is, wat guns en liefderyk is, optree, hy bewys guns aan ons. Hy gee ons genade. Weet u dat hy sy toorn terughou, sodat hy mense kans kan gee om tot bekering te kom. Hy hou sy toorn terug, sodat hy kans kan kry om tot bekering te kom. 2 Korintiërs 6 vers 2 sê, nou is dit die tyd van die welbehae. Kyk, nou is dit die dag van nou. Dis hoekom ek vroeër weer gesê het, sommige mense sê, nee wat, my gewete is 'n sport, dan gaan hulle eendag probleme kry. God sê egter, nou, kom nou na my toe. Ek sal jou nou genadiglik aansien. Ek sal jou nie fronsend aankyk nie. Maar daar's nog 'n manier wat Josef genade gee. Wat hy barmhartig is met hulle, en hulle besef dit nie. Hy praat met hulle, hy hoor wat hulle sê, hulle toon berou. Hulle praat oor hulle berou wat hulle het. Hulle besef nie, hy verstaan nie, want hulle dink hy's 'n Egiptenaar, hy kan nie Hebreëus verstaan nie. Vers 23 en 24a. En hulle het nie geweet dat Josef dit verstaan nie, want daar was 'n tolk tussen hulle. Toe draai hy om van hulle weg en ween. En daarna het hy teruggegaan met hulle gespreek. Hy bewys genade. Hy kon hulle daar, wraakgierig hanteer het. James Montgomery Boyce, the brothers would have judged Joseph to be harsh, vindictive and unfeeling. Little did they know, behind the rough ways intended for their good was a heart filled with the most compassionate love for them. Josef het hulle lief gehad. Josef het hy het 'n goddelike liefde vir sy broers gehad. Besef u dat dit letterlik waar is van God. Dat dit letterlik waar is van God. Hy's nie die een wat bloeddorstig is. Mense sê God is hierdie, kosmiese polisieman wat net die hele tyd wil straf en seermaak en pret wil bederf en al die tipe. Hy wil jou lewe versuur. Nee, God is 'n God van genade, barmhartigheid. Dis hoe hy hom aan ons bekend stel. God wat groot is van goedertierenheid en trou. Ek hou baie van Micha 7 vers 18. 'n Mooi vers hier weggesteek tussen die klein profete in die Ou Testament. Wie is 'n God soos u, wat die ongeregtigheid vergewe en by die oortreding van die oorblyfsel van sy erfdeel verbygaan? Hy hou toorn nie vir ewig vas nie, maar het 'n welbehae in goedertierenheid. Moenie wegdraai van God se genade nie. Moenie wegdraai van dit wat hy u bied in die woord. Moenie wegdraai en dwaas wees, soos die party ouens die stem van jou gewete probeer dooddruk, en soos die broers gemaak het vir 22 jaar, nie gepraat daaroor. Nee, ons gaan nie daarna kyk. Ons wil nie daaroor praat nie. Moenie so wees nie. Vlug na die Here toe. Hoor hoe stel Paulus dit. Hy skryf in Romeine 2 vers 4. Hy sê: "Of verag jy dalk die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie." God se goedheid is 'n uitnodiging. Kom na my toe. Dien my. Volg my, lewe vir my. Moenie soos die broers van Josef wees vir hy 22 jaar. Nou, hoe vergewe God ons sonde? Ek sluit af. Hoe vergewe God ons sonde? Dit is my die lekkerste as ek met 'n moslim praat. En ek soek deesdae die moslems uit om met hulle te praat, want dit is, dan vra jy hulle glo aan sonde, hulle oortreding, hulle het ook al hierdie goede, maar hulle het geen oplossing vir die sonde nie. Dan sê ek, maar as jy iets gedoen het, hoe kan ek daarvan? Nou het ek iets verskrikliks gedoen volgens julle geloof.
hoe word ek daarvan vry? Dan sê hulle, nee, maar jy moet dit nie meer doen nie. Ek sê, ek verstaan dit. Maar as ek nou iets gedoen het, dit staan tog teen my naam, ek is skuldig. Hoe word ek daarvan vry? Geen ander godsdiens het 'n antwoord nie. Weet jy dit? Al die godsdienste sê nee, probeer jou bes en leef net beter, moet dit nie weer doen nie. Maar as jy dit gedoen het, hoe kom jy vry? Ruben se woorde, vers 22. Kyk, so word dan ook sy bloed geëis. Daar's 'n rekenskap. En sy woorde laat ons nie net toe om te verstaan wat die verhaal sê nie. Dit word nie net toegepas op Josef nie, maar dit word direk toegepas op die een, hoofletter 1, wat Josef eintlik na wys. Die Here Jesus. Dis 'n duidelike beeld. Dit was letterlik waar in hulle geval. Onthou, God onthou dit wat hulle gedoen het. Hy weet wat hulle gedoen het en hy eis rekenskap. Maar waar eis hy dit? Hy eis dit by Jesus, want ons kan dit nie betaal nie. Die rekenskap wat God eis vir my sonde is 'n prys wat ek nie kan betaal nie. Dis 'n prys wat u nie kan betaal nie. Ons kan dit nie betaal nie. En dis die slegte nuus. Ons is skuldig en ons staan voor hierdie magdom sondes. Wat gaan ons doen? Hoe kan ek vrykom? Hoe kan ek vergifnis kry? Hoe gaan ek boet vir dit alles? Dis die slegte nuus. Die goeie nuus is die evangelie. God het in genade sy seun gestuur, die Here Jesus. En in sy bloed is daar vergifnis. Dis hoekom onskuldige bloed moes vloei, sodat ons in sy bloed vergifnis kan kry. Deur sy bloed, onthou Efesiërs 1 vers 7, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade. Hoe heerlik is dit nie? Hy is die versoening vir ons skuld. Kolossense 2 vers 14. God het die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim deur dit aan die kruis vas te naal. As ons na Josef se broers kyk, en ons sien hoe Josef met hulle gewerk het, God se instrument om met die broers te werk, om hulle tot bekering te bring. As ons let op hoe Josef se broers hulle skuld moes hanteer, is daar dalk oortuiging in u hart? Is daar iets wat nou pla? Is daar iets wat nou, hier's 'n ding wat nie afgehandel is? Hier's 'n ding wat nie reg is nie. Indien dit wel so is, ek wil u laat let op die genade van die Here. Hier is ons vanoggend by 'n nagmaaltafel. Vir die kinders van God is dit 'n goeie herinnering met tekens wat gedurig vir ons gegee word om te sê, draai na die Here toe. Kom na die Here toe. En as jy nie reg is nie, maak reg voor jy aan die tafel van die Here sit. Dit is hoekom ons aanhoudend nagmaal moet gebruik, want ons moet aanhoudend regmaak. Ek wil u laat let op die genade van die Here Jesus, op sy groote goedertierenheid, sodat dit ons sal help om hom te ken en hom te dien. Moenie stil bly en dink dinge gaan van self regkom nie. Draai na die Here toe. Jy het dit nodig. Want as jy dit nie nou doen nie, gaan dit te laat wees. Mag die Here ons help. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u woord, dankie vir die waarheid daarvan. Dankie dat u dit gebruik om in ons harte te werk, net soos wat u alleen kan doen. Sal u ons seën wanneer ons ook hieroor gaan dink, miskien later vanmiddag. Maak dit baie realisties, maak dit vir ons aktueel, sodat ons daardeur kan groei. Amen. Wanneer ons aan die tafel